Goeiedag. Ek is steeds besig met die reeks oor die belangrikheid en die krag van ons keuses. En ek wil vandag met jou praat oor die vraag: wat beïnvloed my keuses? Daar in Psalm 119 vers 105 staan hierdie woorde: U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. Daar is verskillende faktore wat ons keuses help bepaal. Ek het sommige daarvan reeds in die vorige oordeenkings gedeel. Die mens, anders as diere, word nie bloot deur sy instinkte en drange gelei nie. Verder kan ons keuses ook bepaal word deur die waardes wat ons koester, veral die waardes wat deel van ons opvoeding gevorm het. Daar is egter ook die mens se vermoë om die langtermyn implikasies van ons besluite en die koste verbonde daaraan te bereken. Wanneer ons keuses maak, moet ons ook besin oor wat die kort en langtermyn implikasies van ons keuses kan wees. Ek onthou my pa het soms vir my as 'n kind gesê, jy moet verder dink as wat jou neus lank is. Bedoelende, dink oor wat die implikasies gaan wees oor 'n week, 'n maand of 'n jaar. Miskien is dit een van die redes waarom sommige mense sukkel om 'n sukses van die lewe te maak. Op die ingewing van die oomblik, sonder om 'n besluit goed te deurdink. Soms om 'n indruk op ander te maak, of erger nog, terwyl hulle oordeelsvermoë deur een of ander stimulant of substansie aangetast is, neem mense dikwels besluite wat hulle later berou. Miskien is die belangrikste faktor wat ons keuses behoort te bepaal, die woord van die Here. Luister weer na ons skrifgedeelte. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. Hierdie woorde van die psalmis is so bekend. Nêrens word die wil van die Here duideliker vir ons uitgespel as in die Bybel nie. Geen wonder dat die psalmis dit uitbeeld as 'n lamp vir ons voete en 'n lig op ons pad nie. In 'n sekere sin is elke mens se toekoms in duisternis gehul. Selfs met goeie beplanning en 'n gesonde lewenstyl is ons elkeen se toekoms relatief onseker. Die woord, die wil van God, is egter soos 'n lig wat in die donker skyn. Dit wys gevare aan ons uit en bring rustigheid in ons hart. Terwyl daar, soos vroeër genoem, sekere riglyne is waarvolgens ons besluite oor ons toekoms kan maak, is die beste en veiligste koersbepaler die woord van God. Watter voorsprong en voorreg het die gelowige nie bo die ongelowige nie. Natuurlik is die Bybel nie 'n soort gelukspakkie waar ons willekeurig tekste kan trek totdat ons 'n skrif kry wat by ons begeertes pas nie. Wanneer ons egter die woord in ons hart koester en soekend onder die leiding van die Heilige Gees met die Bybel omgaan, praat die Here met ons. God het ons liewer as enige iemand anders. Die voorskrifte, waarhede en beginsels wat ons reg deur die Bybel vind, is tot ons heil en voorspoed. Die woorde van God aan Israel in Jeremia 29 vers 11, terwyl hulle nog in ballingskap verkeer het, is sekerlik ook op ons van toepassing. Waar die Here sê, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Sal dit my en jou gebed ook vandag wees? Kom ons bid saam. Help my, Here, dat my besluite veral deur die woord gerig sal word. Amen.